Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ons is besig met die preek wat op die 25ste Augustus gepreek is deur my. Wat motiveer jou? Nou, ons het laasweek gesels oor hoe God ons gemaak het om soos Jesus te wees. En hy het ons gemaak om soos Jesus, God en mens, liewer te hê. Ongelukkig is ons vleeslike liggame teen die idee om soos Jesus te wees. Daar is 'n konstante geveg tussen vlees en gees om ons te kry om dinge te doen wat teen die wil van die Here is. Hierdie realiteit het my gelei om die volgende vraag te vra. Wat motiveer jou? Wat motiveer jou om soos Jesus te wees? Want as gevolg van ons daaglikse stryd, het ons so wan en dan 'n bietjie motivering nodig om ons te help kry waar ons moet wees. Nou, in die Bybel lees ons van 'n gebeurtenis wat so 25 jaar na Jesus se sterwe afgespeel het, en die konteks van daardie tyd het nie baie goed gelyk vir die Christene nie. Hulle was erg vervolg, hulle was gestraf en hulle was selfs doodgemaak. Nou, hierdie vervolging was genoeg om enige Christen te demotiveer. Om hulle te demotiveer om aan te hou met die geloof. Inteendeel, hierdie demotivering het so erg geword dat party van die mense afvallig geword het. Nou, afvalligheid is wanneer 'n persoon wat in Jesus Christus glo, kies om nie meer in Jesus Christus te glo as hulle redder en hulle saligmaker nie. Die Engelse woord hiervoor is apostasy. Nou, toe die nuus begin deurkom na die skrywer van Hebreërs toe hy hoor dat die mense is besig om afvallig te word, het hy die verantwoordelikheid geneem om vir hulle 'n brief te skryf om hulle so bietjie te motiveer, om hulle so bietjie te bemoedig. En hy sê dit hierso vir ons in Hebreërs 13 vers 22. My liewe vriende, ek vra julle baie mooi, neem tog asseblief die brief ernstig op, want dit is nie 'n lang brief nie. Ek het dit spesiaal geskryf om julle moed in te praat. Die skrywer van Hebreërs se motief was om die mense te bemoedig. Maar hierdie skrywer het 'n literêre tegniek gebruik om hulle te bemoedig, waar hy positiewe en negatiewe motivering gebruik het. Om hierdie tegniek mooi uit te beeld, wil ek graag vir julle hoofstuk 10 lees van Hebreërs. Ons gaan begin by die positiewe motivering in Hebreërs 10 vanaf vers 19. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, en ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Die skrywer van Hebreërs gebruik positiewe motivering om hulle te motiveer. En hy doen dit deur om hulle bewus te maak van die voorregte om in Jesus te glo. 'n Paar van die voorbeelde wat hy noem is om die vrymoedigheid te hê om in God se teenwoordigheid te gaan. En hy sê dis moontlik want ons gewete is skoon gewas deur dit wat Jesus Christus op die kruis gedoen het. Ons hoef nie meer skuldig te voel om na God toe te gaan nie, want ons gewete oor ons skuldgevoel is skoon gewas deur Jesus Christus.
Daarom kan ons in die teenwoordigheid, met volle vrymoedigheid, kan ons in die teenwoordigheid van God gaan. Maar met die teenwoordigheid van God kom daar 'n klomp ander voorregte. Byvoorbeeld, daar kom vreugde, daar kom vrede, daar kom voorsiening, daar kom beloftes en daar kom sekuriteit. En met sekuriteit kom daar hoop vir die toekoms. Kom daar vrede en vertroue, want ons weet alles sal uitdraai soos wat dit moet uitdraai. Dan het ons ook 'n wonderlike tussenganger tussen ons en God, Jesus Christus. Hy wat self op aarde was, wat deur dieselfde temptasies gegaan het as wat ons gegaan het, en as gevolg van dit 'n perfekte tussenganger is, wat verstaan waardeur ons gaan, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wat vol genade en deernis is. En laastens, ons het 'n gemeenskap. God los ons nie alleen hier op aarde om net onsself deur hierdie wêreld te bring tot ons eendag na hom toe gaan nie. Hy stuur vir ons 'n familie van gelowiges wat omgee en wat gewillig is om te help wanneer dinge moeilik gaan. So hierdie genadegawes wat God vir ons gee, is genoeg om enigiemand te motiveer om aan te glo en te lei na goeie werke. Daarom is dit waar om te sê, genade lei na goeie werke. Maar die Hebreërskrywer gebruik ook negatiewe motivering om die afvalliges te waarsku. En hy skryf ons ook in Hebreërs 10 van negatiewe motivering, en ek lees vir ons in Hebreërs 10 vanaf vers 26. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die gees van genade uitgedaag het? Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Die skrywer noem 'n paar feite van hoekom dit so gevaarlik is om so vinnig afvallig te word as gevolg van ons omstandighede. Die heel eerste ene is, hy sê, daar bly nie meer 'n offer oor nie. Jesus Christus het sy lewe vir ons opgeoffer, en as ons hierdie tipe sonde doen, bly daar nie meer 'n offer oor nie. Dit is nie ons alledaagse sondes nie. Dit is die sonde om die Heilige Gees se werking te vermy en dit te verklaar as nie waar nie. Die tweede ene is intense vuur en oordeel wag op die een wat afvallig word. En dan derdens is, hy sê, verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Nou hierdie motivering is definitief negatief. Dit maak ons vrees oor dit wat ons kan doen. En wanneer ons as mens gekonfronteer word met ons keuses, of met die realiteit van ons keuses, lei dit ons en motiveer dit ons om bietjie 2 keer te dink oor dit wat ons doen. Daarom is dit waar as ek sê, toorn, dis die wrath of God, lei na goeie werke. Vir die Hebreërs het party genade nodig gehad om goeie werke te kon doen, om terug na die Here toe te gaan. En vir party het hulle toorn, die wrath of God, nodig gehad om na die Here toe te gaan. Wat ons kan leer uit hierdie literêre tegniek wat die skrywer van Hebreërs gebruik, is dat God soms genade gebruik om ons terug te bring na hom toe, maar dat hy ook soms toorn gebruik om ons nader te bring aan hom. Bovenal gebruik die Here hierdie motiveringsprosesse om ons nader aan hom te bring en nooit verder nie. Daarom moet ons versigtig wees vir die gevaar van verkeerde motivering. Dit is moontlik dat jy as Christen die verkeerde motiverings gebruik vir jou Christelike wandel.
En as jy genade nodig het om versorg te word, gebruik dit, sodat jy nader aan die Here kan kom. Maar as jy toren nodig het om jou te maak besef dat jou lewe is besig om hand uit te ruk en dit vat jou verder van die Here af, onthou net wat daai vers sê. Verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Maar die gevaar lê in wanneer jy die genade van God joune maak, maar jy het eintlik toren nodig en andersom. Want as ons die toren van die Here gebruik en dit maak ons meer skuldig voel en dit vat ons weg van die Here af, dan is dit nie van die Here af nie. Maar as ons genade gebruik en dit maak ons so liberaal dat ons gee nie meer om oor die waardes van die Here nie, dan is dit ook nie van die Here af nie. So wees versigtig dat jy op die regte tyd, op die regte plek en in die regte situasie die regte tipe motiverings gebruik. En omdat dit so gevaarlik is, vra altyd die volgende vraag. Is dit wat my motiveer besig om my na die Here toe te beweeg of weg van die Here af? Is dit besig om my te help om meer goeie werke te doen of is dit besig om my meer selfsugtig te maak? God wil ons motiveer om soos Jesus te wees. Jy wil graag gemotiveer word om soos Jesus te wees, maar pas op vir die verkeerde tipe motivering in jou Christelike wandel. Met dit in gedagte, kom ons gaan in die vrae in wat bespreek kan word. Julle moet dit geniet, julle moet 'n lekker dag verder hê, tot volgende keer.